Hey, baie dankie dat jy by ons aansluit. As jy nuut is by SA Gemeente, maak asseblief seker dat jy ingeskakel is op al ons kommunikasie. Stuur 'n eenvoudige e-pos na hierdie adres en ons kontak jou. Ons het iets vir jou en jou gesin en dit maak nie saak of jy in die Guildford omgewing woon of nie. As jy al 'n rukkie aanlyn kyk en dalk SA Gemeente as jou kerk beskou, wil ek jou nooi om finansiëel saam met ons te werk. Ons het dit baie maklik gemaak vir jou om dit te doen. Besoek net die webwerf onder aan jou skerm en gaan na dankoffer. En aan diegene wat reeds 'n plan het om ons kerk finansiëel te ondersteun, baie dankie dat julle ons help om mense letterlik reg oor die wêreld te inspireer om Jesus te volg. Ons waardeer jou. En nou, hier is vandag se boodskap. SA Gemeente, yes, dis lekker om julle weer te sien, man. Ons vat so 'n bietjie 'n breek van die reeks Die Laaste Koninkryk, omdat dit ons piknik Sondag is hierdie Sondag. Maar nietemin, welkom by vandag se preek en saamgesels. My hoop is dat hierdie boodskap jou sal vernuwe en jou sal dring tot 'n lewe wat Jesus volg bo alles, sonder om tyd te mors. Kom ons trek weg met vandag se teks uit Lukas 14, vers 25 tot 35. Jesus was teen daardie tyd so bekend dat 'n groot skare agter hom aangestap het. Op 'n dag het hy vir hulle almal gesê: "Dink julle regtig dat dit so maklik is om een van my volgelinge te wees? Wel, kom ek sê reguit vir julle, as jy meer omgee vir jou ouers of vir jou vrou of jou kinders of vir enigiemand anders, moet jy nie eens probeer om agter my aan te kom nie. As jy my wil volg, moet jy alles wat vir jou baie belangrik is laat staan. Stel dit tweede, so nie, bly dan weg. Ek moet die belangrikste van alles in jou lewe wees. En dit is baie moeilik. Ja, dis so moeilik soos om jou eie doodsvonnis te onderteken. Om my te volg moet jy maak soos iemand wat die doodsvonnis opgelê is. Jy moet jou kruis optel en agter my aanstap. As jy nie daarvoor kans sien nie, bly liewer weg. Kom ek verduidelik dit met 'n voorbeeld, sê Jesus. As jy 'n huis wil bou, werk jy mos voor die tyd uit of jy genoeg geld het om dit alles te kan doen, nie waar nie? Anders, as jy nie jou sommetjies behoorlik gemaak het nie, is jou geld dalk te min nadat jy die fondament gegooi het. En wat gebeur dan? Dan lag almal vir jou. Hulle sal sê, daar's nou vir jou 'n deurmekaar ou wat 'n huis halfpad bou en dit dan net so laat staan. Nog 'n voorbeeld, as 'n koning met 'n leer van 10.000 soldate besluit om te gaan oorlog maak teen 'n ander koning met 'n leer van 20.000 soldate, moet hy voor die tyd baie mooi dink of hy dit kan regkry. So nie, moet hy liewer 'n afvaardiging na die ander koning toe stuur en met hom probeer onderhandel om 'n vreedsame oplossing te kry. Dan vers 33, weet julle, so gaan dit ook met elkeen van julle wat agter my wil aankom. As julle nie bereid is om julle geld en julle besittings weg te gee aan ander mense wat swaar kry nie, kan julle nie my volgelinge wees nie. Julle wat sê dat julle my volgelinge is so sout. Julle moet smaak gee aan hierdie smaaklose wêreld. Maar wat help dit as julle self smaakloos is? Dan beteken julle niks meer vir my nie. Dan moet julle weggegooi word, presies net soos 'n mens maak met sout wat sy smaak verloor het. Julle moet mooi luister na wat ek vir julle sê, en dit dan ook gaan doen. Hierdie is gewigtige woorde, baie gewigtige woorde, maar nie onderdrukkende woorde nie. Daar's 'n reuse verskil tussen gewigtig en onderdrukkend. Die teenwoordigheid van die lewende God is gewigtig, ja, maar dit is nie onderdrukkend nie. Trouwens, dis eintlik baie bevrydend wat hier gebeur. Bevrydend, sal jy dalk vra? Tensy jy haat, alles opgee en jou eie kruis dra, jy sou vra, is dit bevrydend? Ja, dis diep bevrydend. Hoekom? Want baie van ons ervaar onderdrukkende spanning in ons tyd, juis omdat ons nie agter Jesus aanloop nie. Om reg agter Jesus aan te loop, lei nie tot uitputtende spanning nie. Hierdie gewigtige woorde van Jesus word gegee om ons vry te maak. Kyk mooi na die teks. 3 keer in die teks sê Jesus, jy kan nie. Vers 26, as iemand na my toe kom en nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs sy eie lewe haat nie, dis die regte woord, kan hy nie my disipel wees nie. Vers 33, elkeen van julle wat nie afstand doen van al sy besittings nie, kan nie my disipel wees nie. En vers 27, wie nie sy kruis dra en my volg nie, kan nie my disipel wees nie. Jesus sê hierdie 3 kan nie uitsprake in direkte verband met 3 klein gelykenisse.
Vers 28, die bouer wat seker moet maak dat hy genoeg materiaal het om die projek klaar te maak. Vers 31, die koning wat sy koninkryk moet verdedig, wat seker moet wees, hy het genoeg hulpbronne om die oorlog in te gaan. En vers 34, die sout is net bruikbaar as dit nie verslaan nie. Jesus sê, sy kan nie woorde om ons te help regbou. Hy sê dit om ons te help die stryd wen. Hy sê dit om ons te help om sout te wees, die sout van die aarde, soos hy ons nooi om te wees in die bergrede, Matteus 5-7. Jy kan nie my disipel wees tensy jy haat nie. Jy kan nie my disipel wees tensy jy alles prysgee nie. Jy kan nie my disipels wees tensy jy jou eie kruis dra nie. Wat ek dink Jesus vir ons sê hier is dit: tensy jy haat, prys gee en jou kruis dra, sal jy jouself nie toelaat om my disipel te wees nie. Hy sit nie hindernisse voor nie, hy sluit niemand uit nie, hy sê net dat ons eenvoudig nie sal opstaan en agter hom aanloop, tensy ons ophou om aan al die ander aansprake op ons lewens toe te gee nie. Die kan nie, kom nie van hom af nie, dit kom van ons af. Jesus sê dit soos dit is, ons sal nie agter hom aanloop terwyl ons nog probeer agter iemand of iets anders aanloop nie. Elke mens is 'n disipel van iemand of iets of een of ander manier van leef. Elke skrywer, elke rolprentmaker, elke politikus, elke koerantredakteur, elke TED-spreker, elke loodgieter, prokureur, onderwyser, dokter, entrepreneur, elke persoon in elke stad en elke land is 'n disipel van iets of iemand. Die vraag is dus nooit, sal ek 'n disipel wees nie? Die vraag is altyd, wie se disipel sal ek wees? Jesus sê, ek wil hê, jy moet die volheid van die lewe ken, die volheid wat kom as jy regtig agter my aanloop. Maar hier is die waarheid, jy sal nie opstaan en my volg in daardie volheid in die koninkryk van God en tensy jy vrede maak met al die ander dinge wat jou lewe probeer opeis. In sy gewigtige woorde sê Jesus, hoe verlang ek dat jy sal ingaan en deel hê aan die intimiteit wat ek met my Vader het. Maar jy sal nie opstaan en my volg in die Vader se hart in nie, tensy jy reguit kyk na alles anders wat jy volg. Dis nie dat ons nie kan sy disipels wees nie, dis dat ons nie wil nie. Jesus mislei nooit iemand oor die koste van disipelskap nie. Hy lok nooit iemand met minder as die volle waarheid nie. Hy's altyd eerlik en direk. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy beloof om ons te lei na 'n lewe van oorvloed. Maar, en dis belangrik, jy sal hom nie in daardie lewe volg nie, tensy en totdat jy vrede gemaak het met al die ander aansprake op jou lewe. Dis nie dat jy nie kan volg nie, dis dat jy nie wil volg nie. Jesus druk homself hier uit op 'n tipiese Midde-Oosterse manier, en dis hoekom hy hierdie woorde gebruik. Hy gebruik oordrewe taal om ons aandag te trek. Hy trek doelbewus skerp kontras. Haat, gee alles op, draai jou kruis. Is hy letterlik besig om te sê, jy moet jou geliefdes haat? Dat jy regtig alles moet opgee, letterlik wegloop en met 'n kruis op jou skouer stap? Nee man, die feit is, hy gaan dieper as die letterlike. Hy gebruik hierdie uiterste taal omdat hy ons roep tot 'n radikale afstand doen. Hy roep ons om op diep vlakke afskeid te neem van alles wat aanspraak maak op ons lewens, dinge wat ons verhinder om in die bevrydende vreugde van sy lewe te leef. Sy uiterste woorde wil ons skud, om ons vry te maak. Haat, gee alles op, draai jou kruis. En die Afrikaanse vertalings vertaal dit 'n bietjie weg. Laat ons 'n oomblik stil staan by elk van hierdie 3 opdragte en sien hoe elkeen van ons werklik vrymaak. Haat in vers 26 in die oorspronklike Grieks, as iemand na my toe kom en nie sy vader en moeder, vrou en kinders, broers en susters, ja selfs sy eie lewe haat nie, kan hy nie my disipel wees nie. Jesus kan tog nie bedoel wat ons bedoel met die woord haat nie? Korrek. Dink aan die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder. Dink aan sy nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. In 'n Midde-Oosterse konteks beteken haat dat die skale nou gedraai het, dat jou liefde vir Jesus groter moet wees as jou liefde vir jou geliefdes. In Matteus stel Jesus dit so, wie sy vader en moeder meer lief het as vir my, is my nie waardig nie. Maar ons mag ook nie die skerp rand van hierdie woord haat afvuil en dit lig maak nie, want Jesus vra nie dat ons hom moet relatief meer lief sal hê nie. Hy sê ook dat geliefdes nie meer die finale gesag oor ons lewens het nie. Dit was 'n radikale stelling in die 1ste eeu en dit bly radikaal, veral in kulture waar familiegesag alles bepalend is. In die 1ste eeuse Midde-Oosterse wêreld het die vader se gesag feitelik elke aspek van die kinders se lewens bepaal, tot die dag van sy dood. In ander kulture speel die moeder daardie rol. Maar Jesus sê, die enigste toestemming wat jy nodig het om my te volg, is myne. Sy woorde plaas ons almal in ons plek, want dit is maklik om geliefdes of vriende in 'n plek van byna afgoderry te plaas, om vir hulle daardie plek in jou hart te gee wat net aan die lewende God behoort. Ek weet dit self.
op verskeie vlakke. Ek's baie lief vir my pa en my ma, maar hoe belangrik hulle stemme ook al is, hulle moet plek maak vir die stem van Jesus. My pa is my pa, maar hy is nie my Here nie. My ma is my ma, en sy is nie my Here nie. Ek kyk op na hulle vir leiding, maar hulle het nie die finale sê nie, nooit nie. Jesus het nou die finale sê, né? Nou draai die gewig om. Ek is my seun Ivan se pa, maar ek is nie sy Here nie. Ek is my seun Maree se pa, maar ek is nie sy Here nie. Die enigste een wat waardig is om hulle onvoorwaardelike lojaliteit te ontvang, is Jesus. My taak as ouer is om hulle aan Jesus voor te stel. My taak is om hulle voor te berei om hom te volg soos ek te doen wanneer hy hulle roep. Ek het drome vir hulle lewens, maar Jesus het ook drome en sy drome het voorrang. Sy drome is beter as my drome en ek moet my drome aan hom oorgee, selfs al beteken dit dat my drome sterf. Ek moet gereed wees dat Jesus my drome dalk teleurstel, sodat hy sy drome vir my seuns kan vervul. En hier's die wonder. Wanneer ek Jesus se gewigtige woorde omhels, raak ek eintlik ligter. Ek word 'n beter pa. Ek is minder veel eisend, minder beheer, meer oop en ek is meer sensitief vir die Gees se roeringe in my seuns se lewens. Jesus se gebruik van die woord haat gaan selfs nog dieper. Ek dink hy sê ook vir ons, jy gaan moet breek met die disfunksie van jou familiesisteem as jy my wil volg. Dis ware bevryding. Al daardie bagasie wat ons terughou, né? Jy weet waarvan ek praat. Haat vang die intensiteit vas waarmee Jesus ons bevry om met daardie dinge te breek. Haat beskryf die innerlike besluit waarmee hy ons bevry om daardie ou opnames in ons kop stil te maak. Daardie stemme wat vir ons sê wie ons is. Jesus sê, ek sal nou vir jou sê wie jy is. Ek sal nou jou bron van sekuriteit en identiteit wees. Dis wat hy vir ons sê. En dit gaan selfs nog dieper. Jesus sê dat as ons hom regtig wil volg, sal ons moet afreken met ons vrees vir verwerping. Die een ken ek goed. Daar's tye wat ek eenvoudig nie kan doen wat Jesus duidelik van my vra nie, omdat ek bang is vir wat ander gaan sê. Hy wil net die beste vir my en vir jou hê, ek weet dit, maar ek kies nie altyd daardie beste nie, want ek is bang vir kritiek. Jesus roep ons om af te reken met die vrees vir verwerping. Hy roep ons om in ons siel afstand te doen van die heerskappy van ander mense oor ons lewens. Hy roep ons om te sterf aan die vrees om geoordeel te word, sodat ons kan ingaan in die vreugdevolle vryheid van sy heerskappy. Gereed vir die tweede ene? Kom ons tackle hom. Gee alles op, vers 33. Elkeen van julle wat nie afstand doen van al sy besittings nie, kan nie my disipel wees nie. Alles? Gee alles op? Hou 'n reuse garage uitverkoping, verkoop die meubels, die TV, die rekenaars, die iPhone, die motor, die woonstel, my boeke. Maak die spaarrekening toe, gee dit weg, gee alles op. Jesus se radikale manier van praat sê eintlik, doen afstand van die aanspraak wat besittings op jou maak. Daardie aansprake kan ons verhinder om Jesus se roeping uit te leef. Of hoe? Dis die sleutel. Plaas dit onder Jesus se gesag. Terwyl hy as predikant van 'n groot gemeente in Buenos Aires gedien het, het Juan Carlos Ortiz 'n merkwaardige klein boekie geskryf met die titel Disipel. Juan Carlos Ortiz is veral bekend vir die gewaagde skuif wat hy aan die begin van sy bediening in Argentinië gemaak het. Hy het 'n kragtige preek gelewer op die Sondag waarop hy sy proefpreek gedoen het. Dit was so goed dat die mense net daar eenparig vir hom gestem het om hulle predikant te wees. Die volgende Sondag het hy dieselfde preek weer gelewer. Die mense was beïndruk en het gedink, dit is beslis nie moeite werd om dit weer te hoor dalk. Maar die derde Sondag preek hy weer dieselfde boodskap. Die gemeente het begin wonder en kriewelrig raak en op die vierde Sondag weer dieselfde preek. Die diakens het vir Juan Carlos gevra om na die diens dringend met hulle te vergader. Die hoofdiaken sê toe, dominee, ons hou baie van u preke en dit is regtig goed, maar ons wonder, het hy nie ook 'n ander preek nie? Juan Carlos antwoord, ja, natuurlik het ek. En ek sal dit preek, sodra julle die eerste een begin uitleef. Jesus sê dat ons hom nie reg op sy hakke sal volg in die vreugdevolle volheid van sy heerskappy nie. Tensy ons afstand doen van ons besittings en die aanspraak wat dit op ons lewe het. Onthou jy Palm Sondag, so rukkie terug? Jesus het 'n donkie nodig. Hy stuur 'n boodskapper, die Here het dit nodig. En die disipel laat die donkie gaan. Dis hoe dit werk. Haat, gee alles op. Gewigtige woorde, maar ook bevrydend. En dan die derde woord. Dra jou eie kruis, vers 27. Wie nie sy eie kruis dra nie en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Waartoe roep Jesus ons met hierdie gewigtige woorde? Ek dink hy roep ons
om voorbereid te wees op lyding, terwyl ons naby aan hom bly. Ek dink hy roep ons om bereid te wees om die vyhandigheid te dra wat hy self ervaar. Ons kan nie naby aan die hart van Jesus kom sonder om naby te kom aan wat op sy hart is nie. En hoe dieper ons in sy hart beweeg, hoe meer ontdek ons dat hy die volle pyn en lyding van die wêreld in sy eie hart dra. En as ek nie bereid is om daardie pyn saam met hom in te gaan nie, gaan ek hom nie volg nie. Maar ek dink die kern van sy boodskap hier is, jy moet afstand doen van jou eie aanspraak op selfheerskappy. Dis wat hy bedoel. Om die kruis te dra beteken jy kies om te sterf aan selfheerskappy, om te sterf aan die illusie dat jy in beheer is. Om die kruis te dra is om te sê, ek hoef nie meer in alles my sin te hê nie. Want as ek aanhou om alles my manier te probeer kry, hoe op aarde gaan ek dan ooit naby genoeg aan Jesus bly om hom werklik te volg? Hoe gaan ek dan ooit eerstens die koninkryk soek? Dra jou kruis. Want ons is nooit bedoel om die gewig van God wees self te dra nie. Ons is nooit gemaak om die las van selfheerskappy te dra nie. Jesus se gewigtige woorde bevry ons van die verpletterende las om ons eie meesters te wees. Haat, gee alles op, dra jou eie kruis. Moes Jesus regtig so ekstreem praat? Ja, want Jesus weet, ons sal hom nie bystaan in sy bouprojek of sy stryd nie. As ons bly toegee aan al die ander aansprake op ons lewens, ons sal eenvoudig nie doen wat hy vra nie. Weereens, dis nie dat Jesus sê, jy kan nie my disipel wees nie, hy sê, jy wil nie. Hy sê, jy gaan my nie werklik volg in dit wat ek vir jou voorberei het nie, tensy jy afreken met al die ander aansprake op jou lewe. Ek nooi jou, gaan sit stil voor die Here, en sê vir hom, wat is daardie een groot ding, wat hy in die laaste 30 minute vir jou gesê het. En dan sê jy vir hom, wat jy nou daarmee gaan doen. Hy praat veral met ons mans. Ek praat met ons mans. Ons gaan net deur die lewe, ons is net so magtig en oulik en al hierdie dinge. Jy maak droog. Jy dink jy so oulik, jy dink jy so smart, jy dink jy so great, en jy's in beheer en jy's onafhanklik en al hierdie goeters wat vir jou van kleins af gesê is jy moet wees. Jy moet naby aan die Here kom. En jy moet jou gesin lei om naby aan die Here te kom. En dames, eintlik geld dieselfde maar vir jou ook. Eintlik geld presies dieselfde vir ons almal. Dis nie dat jy nie 'n disipel kan wees nie. Dis dat jy dit nie wil wees nie. Want daar's ander dinge in jou lewe wat vir jou bietjie belangriker is. Dis wat Jesus sê. Hoe meer ek in die Nuwe Testament preek, hoe meer besef ek dat my generasie en my tyd se mense regtig nie baie van Jesus sal hou nie. As hy vandag hier moet instap en hierdie boodskap leer, jy sal nie van hom hou nie. Want jy wil nie. Want daar's ander dinge, daar's belangriker dinge. En mag ons as SA gemeente 'n netwerk vorm wat juis die teenoorgestelde wys. Wat wys dat ons God eerste stel. Dat ons Jesus eerste stel. Dat ons allereers sy koninkryk soek waar ons laasweek gepreek het. Dat ons dit allereers soek. En dat ons al hierdie kersversieringkies hier om ons een kant toe skuif. En fokus op Jesus en wat hy vir ons sê. Raak ontslae van die goed wat jou vashou. Moenie die woorde ligtelik opvat nie. Hierdie is gewigtige woorde. Amen. Here, dankie dat U ons seën. Dankie dat U vir ons lewe gee. Help ons om ons lewe vir U te gee. Help ons om die dinge wat om ons is en ons aandag aftrek, een kant te skuif en U te kies omdat ons wil. Nie omdat ons skuldig voel, of voel ons moet, of wat ook al, maar omdat ons wil. Here, die onus is op ons. Die oë is op ons, om hierdie te maak werk. En nie net nog ou tierlantynkie in ons lewe te, dis so lekker om Afrikaanse kerk in Engeland te hou nie. Maar Afrikaanse kerk te hou, sodat ons lewe vul met groei, sodat ons daarmee stap, sodat ons 'n verskil maak daar waar ons bly werk en speel. Dankie vir U eerlikheid, vir U opregtheid, vir U reguit praat oor wat U wil vir ons lewens is. Seën ons gemeente om presies dit te wees. Amen. Ontvang die seën van die Here.
Ek seën jou in die naam van God die Vader, wat jou gemaak het, wat vir jou lief is, wat vir jou omgee. Ek seën jou in die naam van Jesus Christus, wat jou uitnooi om hom te volg, as jy wil. En ek seën jou in die naam van die Heilige Gees, wat daar is om jou te lei, dat as jy sou besluit om hom te wil volg, jy weet dat jy in goeie hande is. Gaan en maak 'n verskil in hierdie wêreld. Amen.